So ons is besig met die uur van gebed en ek dink ons vorder goed. Jesus het in sy donkerste uur, Matteus 26 vers 40 tot 41, toe vat hy vir Johannes en Jakobus en vir Petrus om saam met hom te bid in die tuin van Getsemane. En Sondag gaan ons 'n bietjie spesifiek oor daai teksgedeelte praat. En terwyl hy daar bid, het hy vir hierdie 3 manne gevra om saam met hom te bid. Julle onthou dit, nê? So wat was Jesus se verwagting? Dat hulle moet bid, dat hulle moet waak en bid. En wat was Jesus se teleurstelling? Wat het hulle toe gaan doen? Nou, hoor julle, ek is nou nie eintlik, my hart is nou nie om die disippels te dis nie. Ek sou waarskynlik saam met die disippels geslaap het, want hulle was uitgeput van droefheid ook. Hulle het geweet hier's groot fout. Maar tog het Jesus daai verwagting geskep, nê? Hy het vir hulle dit gewys. So, en die vraag wat ons het is, hoe waak en bid ek vir 'n uur? En elke week probeer ek dit sê, hoorie julle, ek weet, nie almal van ons bid op dieselfde manier nie. En ek gaan nou nie voel, ek het oorwinning behaal, as ek jou nou kan leer om te bid soos ek bid nie. Jy is 'n anderste kind van die Here as wat ek is. Wat hierdie reeks se plan is om jou 'n geestelike verdieping te gee, dat jy weet, jy kan bid, maar ook jy behoort te bid. So, ek wil elke week, wil ek net nog 'n trekkie vir jou bysit, maar ek weet, ouens, kom ons wees eerlik met mekaar. As ons nou hierdie 10 weke klaar het, en jy sit die boekie in die boekrak, dan gaan dit, die Engelse woord is, dit gaan fade. So, jy moet weer terug gaan daarna toe, jy moet hierdie goeders oefen, en jy moet dit deel maak van jou gebedslewe, op watter manier ook al, sodat jy werklik 'n dieper gebedslewe kan hê. Deel daarvan is die gebedsoefeninge wat ek elke week vir jou gee, en ek hoop jy het voorbereid gekom, maar ek sien julle ouens is goed, julle doen julle voorbereiding. En julle groepe, ek wil hê julle moet spesifiek nou praat oor laasweek, en die vorige weke, gee 'n bietjie terugvoer aan julle groepe, hoe gaan dit met jou gebedslewe? En spesifiek na aanleiding van laasweek, wat ons gepraat het oor skrifgebede, kry julle dit toegepas? Ek gee julle so 3 minute. Kom ons net gou saam deur die gebedsmomente tot wat ons nou net tot hier toe bespreek het. Jy gaan in jou kamer in, jy maak jou deur agter jou toe, ons het vir mekaar gesê, stilte en afsondering is nie dit wat jy doen voordat jy met die Here praat nie, dis deel daarvan. So jy gaan en jy maak alles stil, jy pak alles weg vir die tyd, jy sit die radio af en jy maak seker jou hart en jou gedagtes is gefokus op die Here. En dan is dit 'n goeie idee om dalk 'n lied te sing, sou dit jou ding wees, 'n psalm te lees, iets te skryf oor die Here se goedheid in jou lewe, help jou om te dink en te reflekteer ook, en die Here te prys vir sy goedheid in jou lewe, want is dit nie so dat ons is baie geneig om te kla nie, is dit nie so nie, en dit gee vir jou 'n kans om te sê, hoorie man, kom ek kyk 'n bietjie na wat het die Here vir my gedoen. Dan sondebelydenis, nou kom ek sê net gou op hierdie punt, natuurlik, as jy nou gister regtig opgemors het, dan wag jy nou nie tot op hierdie punt om jou sonde te bely nie. Maar as jy nou regtig lelik was met jou vrou gister, dan aanvaar ek jy het gister vir jou vrou jammer gesê en gister met die Here reggemaak. Maar sondebelydenis hier oor die algemeen kan wees dat jy 'n dieper selfondersoek doen saam met die Here om te sê, Here, waar in my hart eer ek U nie? Waar in my hart is ek besig om weg te dryf van U af? So hierdie gaan nie oor net spesifieke sondebelydenis nie, maar ook soos wat ons leer by Jesus en Matteus, ook om te kyk, waar is ek verkeerd in my verhouding met ander? Waar vergewe ek ander nie? So sondebelydenis, skrifgebede het ons laasweek na gekyk, en ek het lanklaas soveel reaksie gehad na 'n preek soos na Sondag. En daar's 'n rede daarvoor. So ek wil net eers vir Domie Chris en vir Sanet krediet gee en vir Herman, jy weet wat vir my gesê het, dit was verkeerd. So kom ek sê vir julle wat het gebeur. So rukkie terug het ek 'n spelfout op die bord gehad. En my liewe vriend sê vir my, man, doen net 'n spelcheck. Maar die woorde was alles all caps, so dan skiep jy spelchecking dit. En terwyl ek voorberei vir Sondag se preek, sê hy vir my meditatief bestaan nie. En ek gaan soek toe en hy sê dis mediatief. Nou net vir jou sê, dis 1 letter, dis net 1 letter. Net 1, dis net 'n T wat op die verkeerde plek is. Okay, maar dit beteken heeltemal iets anders, want mediative is wanneer jy 2 mense laat vrede maak. Mediation. En so ek het Sondag baie hard gepreek. Ek het die regte bedoeling, die regte inhoud, maar die verkeerde woord gehad.
En alles anders, my raamwerk was reg, alles was reg. Dit was net omdat ek toe ek my preek begin voorberei, en hy verbly my hierdie ding, toe maak ek dit reg, en toe is daar nie meer rooi lyntjies onder my woord nie, en toe gaan ek aan. Maar dankie vir julle geduld, ek waardeer dit. So, okay, die regte woord is mediatief, mediatiewe en introspektiewe gebede, en deel 4 en 5 loop hand aan hand. Meditatiewe, ek is gejinx, meditatiewe, sê almal gou saam, meditatiewe? Kom ons hou daarby. Sanet. Okay, so deel 4 en 5 loop hand in hand, daarin dat, wanneer ek die skrif bid, dan is dit nie 'n geïsoleerde aktiwiteit nie. Dit gaan saam met hierdie. Maak julle boeke oor bladsy 71. Hierdie gaan 'n lang aand wees. Bladsy 71. Joshua 1 vers 8 in die NIV lees ons, do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. J.I. Packer het gesê, how can we turn our knowledge about God into knowledge of God? The rule of doing this is simple but demanding. It is that we turn each truth that we learn about God into a matter for meditation before God, leading to prayer and praise to God. Soos reeds noem het, skrifgebede en meditatiewe en introspektiewe gebede gaan saam, maar is tog twee komponente. Dis twee komponente en ons hanteer dit saam, en ons leer dalk vanaand 'n nuwe woord en dis om te mediteer of meditering, wat nie eintlik 'n gemaklike Afrikaanse woord is nie. As jy die ou vertaling lees, dan kom hy soveel keer voor. Op die bord, soveel keer. Oom Frik het my daarop gewys en dit is so, die woord wat die ou vertaling gebruik is bepeinsing. Ek is nie seker wat die nuwe vertaling gebruik nie, ek kan nie onthou nie, ek dink maar net hy gebruik die woord oordink. Die nuwe vertaling, dis hoeveel keer die woord mediteer in die ou vertaling voorkom. Nou kan jy vra, maar hoekom het ons 'n hele studie oor 'n woord wat nie eers in ons Afrikaanse Bybel voorkom? En daar's 'n goeie rede daarvoor, want alhoewel Afrikaans nie 'n baie gemaklike verhouding het met die woord mediteer nie, die Engels wel, en in jou boekie is al die verse daar, jy kan dit gaan lees en jy kan dit vergelyk met jou ou en jou nuwe vertaling en die Engelse vertaling, net om te sien, maar dit gaan oor 'n konsep. So moenie vaskyk in die woord nie, maar ek wil dit eers vir julle moeiliker maak. Ek dink ek het 'n ander woordeboek gebruik in die notas. Maar toe kom ek op die Oxford, en as ek op die Oxford eerste afgekom het, dan sou ek dit in die boekies gebruik het, want ek het so glimlag gekry in my mou, want hy sê, meditation in die Oxford sê, focus one's mind for a period of time in silence or in the aid of chanting. Hier is die weird gesinskerk, dink julle nie? En for religious or spiritual purposes, or as a method of relaxation. Nou, ek weet nie of julle saamstem nie, maar as dit die definisie is wat ons vanaand gebruik, then I'm out of here. Julle moet asseblief nou nie begin hum nie, want dan, goed wat hum is gewoonlik stikkend in my huis. So don't go there. So, ek wil 'n nuwe definisie kry, en ek dink ook nie, dit is die definisie vir die Ou Testament, wanneer die Engelse vertaling meditering gebruik nie. Ek dink 'n meer akkurate definisie, of jy nou Engels of Afrikaans is, vir mediteer, of vir bepeins, ek kan onthou as kind ook eers die woord bepeins hoor, toe dog ek, dis wanneer jy iemand seermaak, jy bepeins hom, you inflict pain. Maar hier is 'n Afrikaanse definisie, ek dink dit is in jou boek, wat sê, om vir 'n bepaalde tyd, oor die woord na te dink, met die doel om daaroor te bid, en in my lewe toe te pas. Sien julle daai? Dis om, so met ander woorde, ek bid dit net nie, wanneer ek dit gebid het, dan word ek ook stil. Nou ons het begin met stilte en afsondering, maar hier is 'n tweede gedeelte waar ek stil word, en ek gaan vanaand met jou praat oor, wat doen ek in daai spesifieke stilte? Hoe kapitaliseer ek op daardie stilte, en ek laat toe, dat die woord in my lewe insing? Maak julle Bybels oop by Psalm 1. Ek gaan vir julle Psalm 1 lees, in die 83 vertaling. Psalm 1 in die 83 vertaling. En ek wil hê julle moet hoor, hoe die psalmis twee paaie hier uitlig.
Hy sê dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie. So met ander woorde, hy beskryf twee tipes mense hier. Hy beskryf die mense wat die weg van die Here volg en dan die goddeloses. En hy gaan nou die twee verskillende paaie ook uitwys. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Nou, hoe lyk so 'n persoon? Onthou nou, die konsep wat hier beskryf word is meditering. Om dag en nag daaroor te oordink. Nou, jy kan nie oor iets oordink as jy dit nie die moeite gedoen het om in jou verstand te kry nie. As ek nou vir jou vra, dink 'n bietjie aan Esdra 3 vers 7. Wie van julle het nie 'n klou wat daar staan nie? OK, ek ook nie. Ek het dit sommer net aangehaal. Maar verstaan jy kan nie oor iets dink wat jy nie die moeite gedoen het om in jou kop te kry nie. So, en dis wat die psalmis sê. Hy sê, ek moet dit dag en nag oor dink, so dit beteken ek moes die moeite doen om dit daarom in my hart en in my kop te kry. Hy sê, daardie persoon, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Nou net so vir jou sê, dat wat die psalmis hier sê, is wanneer ek en jy die woord op hierdie manier in ons lewe integreer, gebeur daar iets. En dit spoel uit na die res van my lewe. Dit spoel uit in my verhouding teenoor my vrou, teenoor my man, my medemens, my werk, my gesindheid, my houding, in elke aspek van my lewe. Nou sê hy, en nou verduidelik hy weer die ander kant, hy sê, so is die goddelose nie, hy is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal die goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek in die vergadering van die regverdiges hê nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddelose lei tot ondergang. En dit alles wat hy hier sê, hak aan een gedagte. Die persoon wat die Here se woord ernstig oordink. En dis waar ons aan hierdie definisie gekom het. So, meditatief is om diep na te dink oor, spesifiek hier oor die woord. Dis om stil te word. Onthou om te mediteer, dit bepeins, is om diep na te dink. Onthou julle vir Karla, die koei? Ja, is om te herkou. Introspektief is om dit verder te vat, is om dit bidend te oorweeg en dan toe te laat dat die Heilige Gees daardie woorde lewendig maak. Nou in die heel laaste ene gaan ek vir julle hieroor wys, die vierde punt, die vierde element, wil ek ietsie vir julle wys rondom hoe die Heilige Gees in ons lewe werk. En dan, die bedoeling natuurlik is om gehoorsaam te wees. So hoe doen ons dit? Ek gaan vir jou 4 elemente vanaand gee om dit prakties uit te voer. Is julle reg? Is julle in julle boekies? Nommer 1, lees die woord. Nou, ek kan nie oor iets dink as ek dit nie die moeite gedoen het om met my verstand te kry nie. So lees die woord. Handelinge 8 vers 29 tot 30, lees ons hierdie interessante gedeelte. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie wa. Filippus het daarin gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom, verstaan nie wat hy lees. Nou, vinnige agtergrond van daai verse. In Handelinge 8 is Paulus besig om die kerk te vervolg. Hoor gou mooi, Paulus is besig om die kerk te vervolg. Soos in geweldig, in Jerusalem. En hulle spat oor die hele wêreld vol en hulle beland in Samaria. En die evangelie versprei tot Samaria en 'n groot herlewing breek uit. En die Here praat met Filippus en hy vat hom na 'n eensame pad waar hy 'n Ethiopiër moet ontmoet. Nou ek wens ek het nou genoeg tyd gehad om jou al die agtergrond te gee van daardie Ethiopiër. Hy het 'n absolute amazing story. Maar ek kan nie nou oor hom praat nie, want ons het ander goed oor hom te praat. Maar ek wil hê jy moet my tog uitvra oor die Ethiopiër, want dit is 'n belangrike storie. Maar wat ek wil hê jy moet hoor is, wat was hy besig om te doen toe Filippus by hom kom? Hy was besig om die woord te lees. Hy was besig om die woord te lees. Dit het sy hele lewe verander. Toe Filippus langs die wa kom, verstaan jy wat jy lees? Hy sê, hoe kan ek as niemand dit vir my uitlê nie? En hy sê, kom ek lê dit vir jou uit. Hierdie gaan oor die Here Jesus, wat nou die dag gekruisig is, net hier so in Jerusalem. En toe neem hy die Here Jesus aan en hy word gedoop en hy sit sy pad met vreugde voor terug Ethiopië toe. So kyk, dis waar ons begin. Ek het hierdie met julle gedeel. Ek is bang jy het dit laas keer nie neergeskryf nie,
maar ek wil dit nou weer vir jou gee, want hier is nou ook weer van toepassing. Die 7 beginsels van skrifverklaring, wat enige persoon kan toepas, en jy kan dit toepas waar jy is. Want ek is bang jy doen skrifgebede, en terwyl jy skrifgebede doen, kom jy op 'n plek wat jy iewers in Kronieke lees, en jy verbeel jouself, jy kry 'n woord van die Here, en jy klim op 'n vliegtuig, en jy gaan eis 'n stuk grond op in Jerusalem. Asseblief moenie dit doen nie. Okay? Jy kan dit nie doen nie, dis nie wat die teks gaan sê nie. So 7 beginsels, wanneer jy skrifgebede doen, en meditatief en introspektief bid, dat jy hierdie goed in gedagte hou, en dan gaan vir julle wys hoe werk dit. So 1, lees altyd 5 verse voor, 5 verse na. Julle het dit, dis 'n ou storie in ons kerk, né? Volgende, gebruik altyd die skrif om skrif te verklaar. Met ander woorde, as ek hierdie gedeelte, en dit is ook die volgende ene, gaan nou by hom kom, gebruik altyd skrif om skrif te verklaar. Met ander woorde, hierdie konsep wat ek hier lees, word dit ondersteun in ander gedeeltes ook. Ja, wel dan is dit goed. Nee, wel dan moet ek agterdogtig wees, want dan kan dit wees dat ek iets verkeerd verstaan. Waar is Jesus in hierdie teks? Want ek glo dat die hele Ou Testament bou op na Christus toe, en die hele Nuwe Testament vertel ons die storie van Christus. So op die einde van die dag gaan die hele Bybel oor Jesus. Gebruik altyd duideliker tekste om onduidelike tekste te verklaar. Dis 'n baie belangrike ding, want daar gaan teksgedeeltes wees wat jy nie verstaan nie. Gaan dan na die duideliker gedeeltes toe, wat oor dieselfde onderwerp gaan om dit te verstaan. Nommer 5, wat was die skrywer se bedoeling? Hierdie is eintlik so belangrik. Voordat jy enige teks op enige manier hanteer, moet jy jouself vra, wie het geskryf? Hoekom het hy geskryf? Wat was sy bedoeling? Anders dan gaan ek die teks heeltemal mis. En dan, wat sou die oorspronklike lesers verstaan het? Ek bedoel, wie Timoteus geskryf? Wie Timoteus geskryf? Paulus. Ja, iemand sê Timoteus. Nee, Paulus. Okay, vir wie het hy geskryf? Vir Timoteus. So sien julle, daar's 'n konteks, daar's 'n agtergrond, en as ek dit vra, dan is dit nou makliker, want dan vra ek myself die hele tyd, wat het die skrywer bedoel? Wat het die leser verstaan? Wie was Timoteus? Wie was Paulus? Wat gaan hier aan? Dan kom ek agter, wag 'n bietjie, Paulus is besig om vir 'n jong predikant te skryf wat hy agtergelaat het in Efese, om daar predikant te wees. En nou kan ek skielik beter verstaan. En dan laastens, wanneer jy 'n teks lees soos dit, wat is die eerste logiese gevolgtrekking wat ek kom as ek hierdie ander 6 goed gedoen het? En dan is jy gewoonlik op 'n veilige plek. Nou, dis as jy nou nie wil diep ingrawe in kommentare nie, wat jy nie hoef te doen nie, maar doen ten minste dit. Okay, sal julle dit doen? Sê Okay, wonderlik. Kom ons gaan aan. So, hier's 'n pro tip. Is jy reg vir 'n pro tip? Dis nie in jou boekie nie. So, julle kry dit vanaand alleen in die eerste keer en it will never be continued. Seker nie, maar ek bedoel, ek gaan gou 'n voorbeeld maak van 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus. Dit staan bekend as die pastorale briewe. Is my gunsteling, omdat ek 'n predikant, ek wou nou sê 'n jong predikant is, maar ek is nou nie meer so 'n jong predikant nie. Jy weet jy's nie meer 'n jong predikant as ander jong predikante jou bel vir raad. Dan is dit soos, maar wag 'n bietjie, ek is nog self besig om hierdie goed uit te figure. Maar nou kom ek agter, maak nie saak hoe oud jy is, jy bly maar jonk, nê? Waar is die ouer manne? Is dit nie so nie? Julle is stil. Okay. So, hier's dit nou. Is jy reg hiervoor? Wil jy kyk, is almal hier. Wat jy doen is, hier is 'n voorbeeld. Gebruik 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus as 'n voorbeeld. Lees dit vinnig. Want dis hoe dit bedoel was. Dink jy, Timoteus het die brief van Paulus ontvang en 4 versies op 'n slag gelees? Oor 'n maand. Hoe dink julle het hy dit gelees? Hy het in een gou gelees. So, lees dit vinnig. Maar dan lees jy dit weer. Nou lees jy dit rustig. En dan lees jy dit weer. Maar nou lees jy dit stadig. Kom ek doen dit weer. So, jy lees dit vinnig om 'n geheelbeeld te kry. Jy lees dit vinnig soos wat Timoteus dit sou lees. Hierdie brief is geskryf, Paulus skryf 'n dringende brief aan Timoteus. Jy lees dit met dieselfde dringendheid om deur te kom. Jy vat jou boekie en jy maak notas langs die kant. Jy lees dit vinnig. Nou, jy kan nie dit bidden doen nie. Natuurlik, jy sal voor die tyd bid en jy sal na die tyd bid, maar jy kan nie dit bidden doen nie, want jy lees nou hier om deur te kom. Maar dan wat jy doen is jy gaan weer deur dit, jy lees rustig om die boodskap te kry. So jy lees vinnig deur dit om die geheelbeeld te kry. Wat is dit wat hier aangaan? Wat sê Paulus? Jy lees dit dan rustiger deur om te kyk, wat is die onderliggende boodskap? Wat is die 7 of 8 temas wat hier voorkom? En jou Afrikaanse Bybel het jou nuwe vertaling het jou gehelp. Is oral 'n klomp opskrifies, so dit maak dit makliker. Maar dan wat jy doen is, jy lees dit stadig. En jy lees dit bidden. Nou kan jy nou dink, as jy dit vinnig gelees het, jy het dit rustig gelees en jy gaan dit nog 'n keer deur en jy lees dit bidden deur vers vir vers.
kan jy sien wat gaan gebeur. Hoorie, ek sal bly wees as julle almal in die volgende jaar die hele Bybel kan lees. Dis of my wonderlik wees. Ek het die Bybel in 1 jaar deurgelees. Weet julle hoeveel kon ek onthou? Bitter min. Hoe stadiger jy lees, hoe meer gaan jy optel. Nou oké, doen vir ons die groepsbespreking. Volgende, element nommer 2 van meditatiewe en introspektiewe gebede, is so ek lees die woord, maar nommer 2 wat ek doen is, ek moet daaroor dink. En dis hoekom dit belangrik is dat ons, wag, kom ek hardloop nie my notas vooruit nie. Psalm 1 vers 1 tot 2, dit gaan goed met die mens, wat in die woord van die Here sê. Ons het Sondag hieroor gepraat, ons het baie gepraat oor die vreugde vind. En dit dag en nag oordink. Nou oké, kom ons kyk 'n bietjie daar. Joshua 1 vers 8 het ons gesê, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê, het die Here gesê. Nou hoor gou hierso. Die ou vertaling dink ek sê dit moet die rigsnoer wees, dit moet nie jou mond wees, dink ek, sê die ou vertaling. En dan oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. En dan sê die res van die vers, want dan sal jy voorspoedig wees. En daai is nie, ek wil nou nie jy moet nou dink, as jy hierdie vers gaan doen en jy doen nou skrifgebede en jy doen meditatiewe gebede en introspektiewe gebede, dan gaan jy nou die CEO word van jou maatskappy nie. Dit is nie wat dit beteken nie. Joshua het 'n spesifieke roeping gehad van die Here. En die Here sê vir hom, as jy my woord in jou hart bære, in jou mond bære, en jy maak seker dat dit die heeltyd maal in jou hart, maal in jou gedagtes, maal, dan sal jy suksesvol wees in die roeping wat ek vir jou gegee het. Want dit begin, Moses, my dienaar, is dood. Jy moet nou hierdie volk verder lei. So, ek wil hê jy moet dit hoor, dat die Here het 'n roeping vir jou lewe. Die beste kans wat jy gaan hê om daai roeping te ken en uit te voer, is wanneer jy op hierdie manier met die woord omgaan. Anders gaan jy dit mis. En dit beteken nie, jy gaan nou verlore gaan nie. Dit beteken maar net, jy gaan nie die volheid van jou Christendom uitleef nie. Jy gaan nie die volheid van jou verhouding met die Here beleef nie. En jy gaan nie die volheid van jou roeping kan uitleef tussen die mense waar jy is nie. So, lees die woord vinnig, het ons mekaar gesê, kry die geheelbeeld. Lees die woord rustig, kry die boodskap. En lees die woord stadig, laat die Heilige Gees toe, om dit lewendig te maak in jou hart. So wat moet jy doen? Dink oor die woord. Dink oor die woord. Dink weer oor die woord. Dink dieper oor die woord. Neem die woord saam werk toe. Liewer 'n kleiner porsie wat jy kan saamvat en in die kar kan ry op pad werk toe, stad toe en sê, Here, ek dank U vir hierdie woord wat ek vanoggend gelees het. Ek dink nog nie ek verstaan die volle omvang daarvan nie. Maar U woord sê dat ek moet die woord dag en nag oordink. Here, wat beteken dit? Weet, ons kan nou enige vers vat. Here, wat wil U vir my sê? Wat moet ek leer? Hoe kan ek dit gebruik in my lewe? Waar wil U hê, moet ek myself posisioneer as gevolg van dit waar ek nou besig is met U? My ma het altyd gesê, jy moet die pot laat prut. Ek het net een prut geken en dis die gom. Ek het nie gehoop sy gooi gom in die pot nie. Maar prut beteken as jy nou 'n potjie maak, die van julle wat nou goeie potjie manne en vroue is as jy hom prut, dan jy laat hom so stadig borrel, bloep, 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 vir so 'n uur of 2 ure. En sekere potte moet langer prut, nê? Jy moet laat die woord as te ware prut in jou hart. Dis wat dit beteken om na te dink oor die woord. Jy gaan nie aan totdat jy nie weet ek het alles uit hierdie gedeelte uitgeput nie. Totdat jy nie weet ek is deeglik deur dit nie. En weet jy wat nê? Jy gaan môre aangaan met die volgende teksgedeelte, maar omdat jy vandag soveel tyd spandeer het om te prut daarop, weet jy wat gaan volgende week Woensdag gebeur? Die Heilige Gees gaan vir jou sê, onthou jy dit? Onthou jy dit? Jou vlees bring nie verse op nie, hoor. Ek wil jou net dit sê. Wanneer daar 'n vers in jou kop opkom, is dit waarskynlik nie jou vlees nie. Dis waarskynlik die Heilige Gees. Dink jy regtig jou vlees? Dink jy die duiwel gaan 'n vers vir jou bring? Wees heilig want ek is heilig. Sê weer? Ja, net as hy jou wil dat skuldig voel en jou aankla, because he's the accuser of the brethren. Okay, so, skryf jou daarom 'n joernaal, nê?
Want anders dan gaan jy dit goed vergeet. So hier is die ding wat ek wil hê jy moet snap, die rede hoekom ons op hierdie manier meditatief en introspektief met die woord omgaan, is sodat die Engelse woord is sodat longevity kan hê in ons harte. Dat die Heilige Gees iets het. Ek kan nie oor iets dag en nag nadink as ek nie die moeite gedoen het om dit in my hart te kry en my verstand te kry nie. So, dis hoe dit werk. Daar's 'n oefening op bladsy 75. Ek het gesien, my groep gister was heeltemal de mekaar gewees. So ek wil dit net verduidelik. Hierdie is net 'n paar basiese vrae wat jy op enige gedeelte kan toepas. So met ander woorde, asseblief moet dit nie forceer nie. So jy gaan die teksgedeelte nou lees, dis wat ek nou wil hê julle moet doen. En jy gaan nie al die vrae kan antwoord nie. So as jy nie al die vrae kan antwoord nie, is dit oké. Daar sit 'n paar vrae, maar wat ek wil hê is, julle moet die teksgedeelte doen, die vrae antwoord, en dan kyk of julle nog vrae kan bysit, wat vir jou sal help om die regte vrae vir die teks te vra, om die meeste uit dit uit te haal. OK. Kom ons gaan aan na nommer 3, die derde element. So, nommer 1 is, lees die woord. Nommer 2 is, dink na oor die woord. Nommer 3 is, luister uit na die Heilige Gees. In Johannes 14 vers 25 tot 26 lees ons dat Jesus met die disippels praat. Hy sê, dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle is, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer, en julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Nou, ek moet net eers hierso sê, ons moet 'n tree terugstaan van hierdie vers, want, onthou, hulle het nie die Nuwe Testament gehad, soos wat ons dit het nie. Hoekom nie? Want dit was nog besig om te gebeur. Jesus het nog nie gesterf nie. So, hulle was baie afhanklik dat die Heilige Gees hulle moes herinner, en die van julle wat met 'n kort Google soektog gou kan agterkom, kan sien dat die evangelies is baie laat geskryf. Wel, Jesus is 33 na Christus gekruisig, en toe het hy opgestaan, en ek dink die eerste evangelie is Markus, is omtrent 60 na Christus geskryf, en die ander eers daarna. Nou afhangende van wie jy nou vra wanneer geskryf is, dit beteken is 30 jaar later is die eerste evangelie geskryf. En Jesus weet dit, hy sê vir hulle, die Heilige Gees gaan vir julle herinner aan wat ek julle geleer het. Nou, wanneer ek en jy, en ek glo, die hele skrif is deur God geïnspireer, Paulus sê dit, en daai geïnspireer beteken ingeadem, soos wanneer jy 'n ballon, as ek 'n ballon opblaas, wie se asem is daan? My asem. En net so is hierdie woord deur die Heilige Gees ingegee, geïnspireer, dis God se woord, dis nie mooi woorde oor God nie, dis nie mense se stories oor God nie, dit is God se woord. Wanneer ek en jy daarmee besig is ons besig met die woorde van die Heilige Gees. Ok, tafel het my gevra, hoe luister ek na die Heilige Gees? Wel, dis wat jy doen. Hier kom in die woord. Die Heilige Gees gaan nie vir jou ander goed sê nie, dis wat Jesus vir die disippels sê. Die Heilige Gees gaan julle herinner aan alles wat wie gesê het? Ek gesê het. So dis hoekom ek in die woord moet kom. So ons het gesê, lees vinnig, kry die geheelbeeld, lees rustig, kry die boodskap, lees stadig en wag op die Heilige Gees. Jy doen dit so. Jy lees dit werklik stadig. Nou die eerste keer is dit moeilik om dit stadig te lees, want dan is dit soos om 'n fliek in slow motion te kyk, veral as jy nog nie die res gelees het nie. Dis hoekom jy dit eers een keer moet deurlees, soos wat Timoteus dit sou lees, of soos Paulus dit aan die Romeine geskryf het, soos wat die Romeine dit sou lees. Maar dit is nodig om daai volgende stadiger stap te vat, sodat jy diep kan nadink daaroor, sodat jy regtig kan, daai potprit wat ons nou van gepraat het, sodat jy kan neerskryf, sodat jy kan weet, hierdie is die goed waar ek moet bid, en dan is jy soekend en wagtend op die Here. Dan moet 'n verwagting in my hart wees, dat die Here wil met my praat. Dan skop hierdie vers in, Hebreërs 11 vers 6. Wanneer ek so bid, wanneer ek die verse vat, ek dink daaroor, ek lees dit stadig, ek hou my joernaal, ek skryf neer daaroor, dis hoekom daar soveel plek is om te skryf, ook in jou boekie, want ek wil jou aanmoedig om te skryf wat jy die woord uit leer. Dan gebeur hierdie vers, Hebreërs 11 vers 6, elke week kom ons terug hierna toe. Wie tot God moet, ok, en dat hy die wat na hom soek, beloon. Hoe beloon hy ons?
Hoe beloon dit? Wat bedoel die Hebreërskrywer? Wat beteken dit? Nou, hy verwys eintlik terug, in daai hele gedeelte gaan dit nou al die Ou Testamentiese helde aan, van hoe die Here hulle geseën het, hoe hulle geglo het, en gehoorsaam was, en gehoorsaamheid is 'n baie belangrike komponent, maar die Here beloon hulle met daai dieper verhouding met hom. Ouens, as ons so bid, sal jy nooit voel jou gebed gaan teen die plafon nie. Jy sal net nie, want jy weet, en die Heilige Gees praat met jou, en hy werk met jou. So kry jy 'n nuwe verwagting, dat jy dieper met die verhouding met die Vader gaan ontwikkel, dat jy meer gaan word soos die Here Jesus, en dat die Heilige Gees jou gaan lei. Hy gaan jou lei. Nou, Dina het dit nou gepraat, en daai tafel het dit ook, ek dink nie die skrif leer, dat die Heilige Gees jou laat skuldig voel nie. Die Heilige Gees kla jou nie aan nie. Die Heilige Gees oortuig jou van sonde en van geregtigheid, maar hy kla jou nie aan nie. Hy kom nie na jou toe en sê, Leon, jy's daar maar 'n stoute seentjie nie. Sies man, kry jy nie skaam nie, skaam jou, dis nie hoe hy werk nie. Die Heilige Gees oortuig jou van sonde en geregtigheid, sodat jy daarvan moet afsien tot bekering kom, maar hy laat jou nie sleg voel nie. En dis ook met belangrik is, dat ek hierdie tyd in die woord moet spandeer, sodat ek leiding kan kry, want as ek dit so doen, dan begin dinge in my lewe verander. Nou oké, ek gee vir julle nog 'n groepsbespreking daarso, en hierdie gaan spesifiek oor die Heilige Gees. Lees Efesiërs 4 vers 30 en 1 Tessalonisense 5 vers 19 en antwoord die vraag. Oké, so ek lees die woord. Stadig. Ek doen dit vinnig, doen dit rustig, doen dit stadig, doen dit baie stadig. Ek oordink dit, ek vat dit saam met my. En terwyl ek herkou, Carla, ek herkou die woord, laat ek toe dat die Heilige Gees vir my wys. Nou hoorie, jy gaan nie altyd 'n wow revelation hê nie. Ons het nou daar by daai tafel, daar by Fransjo, hulle toe praat ons van daai laaste vraag, het jy enige nuwe waarhede geleer? As jy nou al 'n lang pad met die Here het, dan is daar waarskynlik minder nuwe openbaringe wat jy gaan kry, en dis ook nie, maar, jy weet, jy kan nog steeds diepe waardering hê vir die woord. En dit beteken nie, jy gaan elke aand, weet, hierdie geweldige, oorweldigende belewenis hê met die Heilige Gees nie, maar jy bly besig met die Heilige Gees. Nou oké, dan kom ons by die laaste ene. Jy reageer in gebed. Jy reageer, wanneer die Heilige Gees vir iets uitwys, dan reageer jy in gebed. En dit gaan gewoonlik gepaard met gehoorsaamheid. 1 Tessalonisense 5 vers 17, ons bandjies, bid sonder ophou. En Efesiërs 6 vers 18, doen dit alles bidend, hy praat van die geestelike wapenrusting daar, en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. So die doel van meditatiewe en introspektiewe gebede, is ek wil die woord vasmaak in my hart. Ek wil nie gebede bid, wat net om my draai nie. Kenneth het nou daar by sy groep gesê, dis dalk een van die sondes wat ons doen, is dat ek is so selfgesentreerd en selfsugtig in my gebede, dis al waar ek bid, dis net oor my. Ek wil by die woord kom, ek wil hoor wat is God se agenda, ek wil hoor waar is die Here op pad, want ek wil saam met hom werk. Richard Blackaby het dit so mooi gesê, Henry Blackaby het dit so mooi gesê, sê, stop ask God to bless what you are doing, start doing what God is blessing. En dis wat jy wil doen, jy wil by die Here se agenda uitkom, en dan wil jy die Heilige Gees kans gee, om jou lewe te verander. Nou, partykeer vat dit langer, want ons is partykeer 'n bietjie hardkoppig, wie van julle is daar, nee? En dit vat lank, maar dit is oké, want jy is op pad met die Here. En dis wat eintlik die einddoel is, dat ek en jy moet volgende jaar die tyd meer lyk na Jesus, as wat ek nou na Jesus lyk. Dis waar ons wil uitkom. Nou oké, wat gaan nou gebeur? Jy gaan 'n teksgedeelte vat, jy gaan dit lees. Jy gaan deur dit werk, jy gaan met die Here praat daaroor, jy gaan deur dit bid, jy gaan dink daaroor, en jy gaan besig wees. En die Heilige Gees gaan iets in jou hart wakker maak. En dan gaan jy reageer. En hier's 'n paar maniere hoe jy gaan reageer. Dit gaan op een of ander, dit hang af wat dit is. Dalk oortuig die Heilige Gees jou van, om net eers stil te raak weer. Te sê, hoorie, raak rustig. Kry jou fokus reg. Dalk gaan jy reageer uit die teks wat jy nou gedoen het, die Heilige Gees oortuig jou om die wonderlikheid van God te beleef. Wat gaan jy dan doen? Dan gaan jy hom
loof en prys. Sien jy hoe reageer jy? Een van hierdie goed gaan gebeur. Dis wat ons nou besig is mee. So, jy gaan hierdie wow oomblikke hê en sê, Here, ek kan nie ophou om U te loof en te prys nie. Hier staan dit in die woord. Dis so wonderlik. Ek het dit nog altyd gemis. Dalk gaan die Heilige Gees jou oortuig van 'n hardkoppige, hardnekkige sonde wat jy dalk gekoester het tot nou toe. En die Here sê, okay, dis nou die tyd. Nou moet ons daarmee afreken. En jy sê vir die Here, Here, ek is so jammer. Ek het dit eintlik geweet, maar ek het my oë en my ore blind gehou vir die Gees. Maar ek wil dit nou hanteer. Dalk gaan die Here vir jou iets wys, en dalk is jy besig om deur 'n krisis te gaan, en jou reaksie gaan 'n smeekgebed wees. Dalk gaan dit 'n dankgebed wees, omdat jy weet dat die Here vir jou voorsien, en hy bevestig jou redding en jou roeping vir jou. Dalk gaan dit wees dat die Heilige Gees vir jou wys, in jou stilte tyd deur die Bybel, dat jy vir ander mense moet bid. En jy gaan 'n naam kry vir wie jy moet bid. Jy gaan dalk voel, maar die Here lê hierdie persoon op jou hart, geweldig hard. Dis hoe die Heilige Gees werk. En jy gaan vir daardie persoon begin bid. Dis een van die reaksies. Dalk gaan jy jou persoonlike versoeke bring en sê, Here, U weet ek sukkel met hierdie dinge. Help my met hierdie goeders. OK, dis jou reaksies. Die Heilige Gees werk met jou en jy reageer in gebed op een van hierdie maniere. Ons sluit af. In vanaand se sessie, wat nou? Wil jy teruggaan? Wil jy 'n foto neem? OK. Smile vir die kamera. Hoor jy, dis jou inhoudsopgawe in die boekie, hoor. Sorry, ek moes dit seker gesê het. Dis die inhoudsopgawe. Ek staan so ewe stil en wag vir jou. OK, so in vanaand se studie, voordat ek gaan die opsomming doen. Ag Tannie, wil Tannie nie net dalk gou opstaan nie, as Tannie nie omgee nie. Nou kan ek Tannie se naam nie onthou nie. Sien, as jy nou in Afrikaans groot word, noem jy mense net oom en Tannie, hoef jy nooit hulle. Tannie Louise. Tannie Letty, hallo Tannie Letty. Hoor julle, Tannie Letty bly naby die golfbaan in Loewenstein. Nee? Welgemoed. Ja. Haar kar is stukken. Ek dink nie, ek weet hoe sy hier gekom het nie, maar ek dink nie Tannie het gestap nie, nee, Tannie. Maar ja, hy gaan die verkeerde kant van die pad bestuur. Nee, dis Amerika. OK, die Tannie, korte. OK. Ja. Nee, Tannie, ons gaan 'n plan maak. Is daar iemand wat hierdie Tannie kan huis toe vat? Daar's iemand daarso. Wat is jou naam nou weer? Wie? Esther, natuurlik man. Sal jy net vir Tannie Letty huis toe vat? Sal jy vir Tannie Letty daarso? OK. Alright, julle is geconnect. Julle kan na die tyd praat. Opsomming, meditatiewe en introspektiewe gebede. Hier is waar die taai teerslaan. Dis waar dit gebeur. Luister, as jy net op hierdie twee goed, laasweek en hierdie week se studie, as jy net daarop doen, en dis al wat jy doen, al die ander goed gaan spontaan kom. As jy net hierdie twee goed doen, al die goed gaan gebeur, eventueel. Fokus op hierdie goed. Moenie op die ander goeie so swaar steen soos op hierdie twee studies nie. Hierdie gaan jou geestelike lewe herleef. Dit gaan 'n revolusie. Jy gaan 'n herlewing hê in jou stilte tyd as jy hierdie goeders doen. So, neem hierdie dinge ernstig op, maak die woord sentraal in jou gebed en hier's waar ons eindig.